Nou as jy net ingeskakel het, dit is wiele, twee wiele en dit is nou tyd vir jou motorwaarde wenk van die week en ja, dit gaan oor Getworth. Nou as jy in die Suid-Kaap is en jy wil graag weet wat jou liefdevolle voertuig werd is waarna jy so mooi gekyk het, dan moet jy gesels met Dirk Coetzee. Hy is die man aan die stuur van sake in die Suid-Kaap. Hy kom sommer na jou toe. Ja, so kom ons luister so 'n bietjie. Jy net 'n draai gemaak in die Suid-Kaap en met hom gesels en kom ons hoor wat sê Dirk. Nou sê dat ek in elk geval in die Suid-Kaap is vir die 15de Simola Hill Climb, het ek besluit om sommer met Dirk Coetzee ook te gesels en hy is 'n inspekteur vir Getworth hier in die tuinroete. En ons sit sommer in my Suzuki Swift Sport waarmee ek die heuwel gaan aandurf. Nou Dirk, wanneer 'n motor by Getworth op die stelsel kom, is dit nie sommer net op grond van foto's nie hoor. Daar's 'n hele proses wat gevolg word en dit sluit 'n inspeksie in deur iemand soos jy. En jy het dek die hele tuinroete en het al meer as 25.000 km afgelê op jou motorfiets om daardie inspeksies vir Getworth te gaan doen. Dirk, baie welkom by Wiele Twee Wiele. Nou, jy ry al lank deur die tuinroete om inspeksie namens Getworth te doen en jy doen dit met jou bakkie of op 'n motorfiets. Kan jy vir ons 'n idee gee van die gebied wat jy dek en hoe die proses werk wanneer iemand 'n motor wil laat inspekteer? Ja, ek doen baie kilos in hierdie area. My afstande is redelik wyd. Ek werk van Swellendam af tot en met Plettenberg Baai. En dan al die kusdorpies soos Riversdal, Stilbaai, val alles daartussenin natuurlik. En dan doen ek die Klein Karoo wat insluit vanaf Ladysmith af, Collegedorp, Oudtshoorn, De Rust en dan die Uniondale Willowmore area. Dis die area wat ek in werk. So 'n groot area. Ek sit baie kilos op. Party dae as ek in Knysna en van daar af reguit deur Oudtshoorn toe en dan van Oudtshoorn af weer Mosselbaai toe. So ja, maar ek werk vanuit George. Wat is die belangrikste dinge waarna jy kyk tydens 'n inspeksie? En wat maak 'n motor vir Getworth aantreklik in terme van waarde en gehalte? Ons koop nie alles wat aan ons aangebied word nie. Ons koop byvoorbeeld nie ouer as 12 jaar oud nie. 'n Voertuig moet 'n maksimum kilos hê van 140.000 km. Hy moet ten minste 'n diensrekord hê. Ons verkies voldiensgeskiedenis, maar as hy 'n partial geskiedenis het, sal ons ook daarna kyk. En baie belangrik, ons koop nie voertuie wat in ongelukke was nie. En ook glad nie gemodifiseerde voertuie nie. So as hy nou ekstra turbos op het en so goed, ons koop dit glad nie. So dis vir ons baie belangrik wanneer ons hierdie inspeksies doen, dat ons die regte proses doen. So ons het omtrent, ek het net nog gaan tel, seker so 140 punte op 'n voertuig waarna ons kyk. Om seker te maak dat die voertuig aan ons standaarde voldoen. Dit gaan nie net oor die standaard, maar oor die veiligheid van die voertuig ook. So ons kyk na bakwerk, ons kyk na die engine, kyk na olielekke, as ek nou 'n paar voorbeelde kan noem, is die windskerm korrek, is die diensgeskiedenis soos die kliënt vir ons die inligting gegee het reg, en baie belangrik is die model wat die kliënt gesê het en wat ons na kyk, die korrekte model, sodat ons die prys korrek kan gee. So dis van die belangrike goed waarna ons kyk, en dan natuurlik doen ons 'n padtoets met hom, waar ons gewoonlik so tussen 2 en 4 km met die voertuig ry, om te kyk, is die klats reg, is die brieke reg. So dis die belangrike gedoedeltes wat ons doen van die voertuig, en ons doen natuurlik 'n background check ook op die voertuig wat dan natuurlik is. Ons maak seker dat nie gesteelde voertuig is nie. Die dienste wat aangedui word in die boekies, is dit wel gedoen by die handelaars. So ja, ons maak seker dat daai goed als in plek is voor ons 'n voertuig koop. Nou op daai noot, as jy nou ekstra's het op jou voertuig, nou ons weet 'n tipiese handelaar sal nou nie vir jou vergoed daarvoor nie, maar julle kyk tog na ekstra's. Soos jy nou byvoorbeeld hou van avonture en jy het een van hierdie fancy buitelug canopies en dinge, wat doen Getworth wat dit betref? Ja, dit val dan onder extras wat op 'n voertuig gesit is. Soos byvoorbeeld, jy koop, ek noem maar sommer 'n voorbeeld, die ouens met die Land Cruisers is lief dit. So hulle sit 'n nuwe bumper voorop vir die offroad en agterop, en dan sit hulle natuurlik hierdie diere canopies op, en is 'n dakrakke, want daar moet 'n tent opkom en al daai goed. Ja, ons kyk definitief daarna. As die kliënt sy voertuig lys op ons webwerf, dan is daar 'n spasie waar hy insit wat die extras is, en dit word in ag geneem as ons die voertuig se prys uitwerk en vir die kliënte offer maak. As ek praat van gemodifiseer, dan praat ek van voertuie wat gechip word, as hulle dit nou die regte woord is om te gebruik. As dit sulke goeders is, dan probeer ons maar wegbly daarvan, want alhoewel hy nie dadelik die probleme wys nie, gaan hy vorentoe die probleme wys.
Jy werk daagliks met mense wat hulle motors wil verkoop, maar hoe maklik is die proses vir die verkoper en wat kan hulle verwag? Dis een van ons groot dinge. Ons probeer om dit so gemaklik as moontlik te maak. Die proses moet egalig wees en daar moet nie hakplekke wees nie. So wat ons doen is, die maklikste is die kliënt hy gaan op ons webwerf, hy gaan laai sy voertuig op ons webblad. Wat vir ons belangrik is dat die kliënt dit doen want hy ken sy voertuig. Hy weet of hy 'n Suzuki GL ry of ry hy Hilux Supercab. So hy laai die voertuig op met die regte kilos, die regte kleur, het hy diensgeskiedenis en volgens daai inligting generate ons dan vir hom 'n offer wat ons vir hom stuur wat natuurlik 'n pre-inspection offer is. So as hy die offer kry, dan reël ons natuurlik dat ons die regte dokumente kry. Ons gaan deur die voertuig se dokumente, doen die checks op die voertuig. As dit in plek is, dan reël ons natuurlik vir hulle met 'n afspraak om 'n inspeksie op die voertuig te doen. En dan gaan ek uit na die kliënt se huis toe of na sy werk toe of waar ook al dit vir hom gemaklik is, omdat ons nie in die Garden Route 'n fisiese lokasie het waarvan ons al werk nie, gaan ek na die kliënt toe, so ons doen 'n on-site inspection. En as ons by die kliënt kom en ek het klaar die inspeksie gedoen, dan onderhandel ek met hom en ek sê vir hom wat ek gesien het op die voertuig. En as hy dan happy is met die voertuig en happy is met die prys, dan reël ons vir 'n betaling en dan vat ek die sleutels en dan gaan die kar Kaap toe. Nou Gateway staan agter elke motor wat hulle aankoop en juist daarom fokus julle net op kwaliteit voertuie. Vertel ons bietjie van julle Get More opsie en dan ook julle 7 dag en 30 dae belofte. Ek bly vra daaroor. Die produkte wat ons aanbied is baie uniek aan Gateway en dis die eerste van hulle soort in Suid-Afrika. Die Get More opsie in kort is waar ons jou 'n bonus uitbetaal op die oorspronklike offer wat ons vir jou motor gegee het as hy binne 30 dae van die aankoopdatum verkoop. So jy ontvang 'n eerste betaling van Gateway en sodra die voertuig verkoop teen 'n vasgestelde prys wat ons en jy vasstel, dan kry jy die bonus wat dan uitgewerk word tussen die verkoopsprys, die eerste betaling wat ons aan jou uitbetaal het, en dan is daar natuurlik administrasiefooie wat ons ook al spandeer het op die voertuig om hom padwaardig te kry en om deur die toets te sit. En dan nie alle voertuie kwalifiseer daarvoor nie, maar jy sal weet as jy die offer van ons af aanvaar, gaan jy 2 offers kry, so jy gaan 'n kontant offer kry en 'n Get More offer kry. So as die Get More offer daar is, dan sal jy weet jou kar kwalifiseer daarvoor en die hele proses staan daarop en die bedrag, so jy sal dit baie duidelik en mooi uiteengesit sien op jou offer. Dan natuurlik, omdat ons kwaliteit voertuie aanbied, is dit vir ons maklik om vir jou die 7 dae, 700 km geld terugwaarborg aan te bied. Dis ook baie uniek, eerste in sy soort in Suid-Afrika en uniek aan Gateway. So wat dit beteken is, as jy nie gelukkig is met jou motor wat ons jou verkoop het nie, dan bring jy die motor terug en ons kan jou geld vir jou teruggee. Alhoewel daar ook termes en voorwaardes is, so die voertuig moet in dieselfde kondisie wees, dit moet in die sekere kilometers wees en binne 7 dae. So daar is kondisies daarin betrokke. Dieselfde met ons 30 dae 3000 km waarborg wat ons gee. So as daar enige meganiese of elektriese foute is met die motor wat jy by ons gekoop het, dan sal ons dit binne 30 dae of 3000 km herstel met 'n maksimum kostes van R25,000. Dis baie kort gestel wat dit aanbetref. Maar op ons webblad is al die termes en voorwaardes van hoe dit werk. So as iemand belangstel in so iets, kan hy altyd daarna gaan kyk en dan sal hy sien. So as jy 'n voertuig by ons koop, ons het daai gemoedsrus wat ons vir jou gee, dat ons jou nie sal net laat gaan nie. Ons het die backup om te sê, maar ons staan agter jou as daar nie reg is met die voertuig, sal ons daarna kyk. Sonder om 'n individu uit te sonder, kan jy dalk 'n voorbeeld gee van 'n positiewe kliëntervaring wat vir jou uitgestaan het? Daar is eintlik so baie, maar jy weet, in vandag se tyd is dit eintlik 'n senuagtige proses om jou voertuig te verkoop. Want daar's soveel scams en mense wat jou kar vat en jy hoor daar's 'n betaling en jy hoor hierdie goed elke dag by mense. So as jy by mense aankom, dan is hulle redelik senuagtig as hulle die eerste keer met jou werk. En omdat Gateway nie ongelooflik groot is in die Garden Route nie en ons groei die besigheid, kom jy partymal by mense en hulle hanteer jou asof jy, ek wil amper sê asof jy al 'n skelm is as jy daar aankom. Jy gaan nou hulle karretjie kom vat en as hulle laaste ou geeltjies wat hulle het of hulle immigreer en so ons kry dit baie. Ek het 'n redelike senior oom, ek noem hom sommer oompie van Mosselbaai wat ek die eerste keer my besigheid gedoen het so 3 jaar terug. En die dag toe ek by hom aankom, het hy my sommer van die begin af gesê, "Boetie, as jy my geld steel, gaan ek jou kom haal."
En na die proses afgehandel is en ek het sy geld vir hom oorbetaal en alles, het hy 'n pragtige review vir ons gaan los op Hallo Pieter van hoe eenvoudig die proses was, hoe deursigtig dit die heeltyd was. Hy het nooit gestres vandat ek al gekom het nie, hoe professioneel dit afgehandel was. En dis 'n kliënt vir lewe. Ek het al in die tussentyd nog 2 voertuie by hom gekoop. En hy verwys ongelooflik baie kliënte na ons toe, omdat hy die proses so maklik ondervind het. So ja, dit gaan oor die gemaklikheid van die proses, dit gaan oor die deursigtigheid wat ons die hele tyd het, en die professionaliteit waarmee ons met die mense werk. So ja, dis waaroor dit vir ons gaan in die Garden Route. Dirk, baie dankie vir jou tyd en dankie vir jou gesels, sommer hier in die Suzuki Swift Sport. Ja, dankie vir jou insig, Dirk. Dit is duidelik dat Getworth daarop gefokus is om eenvoudig, deursigtig en professioneel net vir jou te sê wat jou voertuig werd is. So ek sê weer, as jy jou kar wil verkoop of inruil en jy wil seker wees jy kry wat jou voertuig werd is, besoek hulle op getworth.co.za. Nou dit is alles vir hierdie week se program. Dankie dat jy ingeskakel het en as jy enige iets gemis het, besoek gerus ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy. Tot volgende week toe. Hou daai wiele aan die rol.